daardie volgende saam. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. No fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, die ek vertrou, is my God. En ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal u nooit, nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op die sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, my God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. O, ek weet, bly u getrou. So ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal u nooit, nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal u nooit, nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Kom ons sing dit die laaste keer net met ons stemme. U is ons God, op u kan ons vertrou. Is my God, en ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal u nooit, ooit beskaam. My God, in wie ek glo,
op U sal ek vertrou. Is my God, Ja, ek vertrou U groote naam. die wat glo, Sal U nooit ooit beskaam. my God in wie ek glo. Op U sal ek vertrou. Hallo ons Oase familie, is baie lekker om jou weer te sien. Eerstens onthou die 6de September ons inrydiens by Kiro, 9:00 die oggend. Hou ons Facebook dop vir verdere kommunikasie. Ons is baie opgewonde oor hierdie dag. Ons wil ook dankie sê vir almal wat deel uitmaak van ons gebedsinisiatief saam met City on a Hill. Baie dankie dat jy saam met ons bid. Ons waardeer dit. Ons het verder goeie nuus. Oase se aanbiddingsmusiek is nou op 'n spesifieke playlist op ons YouTube kanaal. So of jy by die huis net bietjie aanbiddingsmusiek wil luister en of jy 'n gemeente is wat hierdie aanbidding wil gebruik in jou aanlyn dienste, is jy baie welkom om op die kanaal te gaan, op die playlist en dan kan jy gaan kyk watter werk vir jou en jy kan daarna luister. Dan wil ons baie dankie sê vir elkeen wat bydra tot Oase gemeente se droom, ons visie en vir ons om koninkryk te wees in ons gemeenskap en nou ook internasionaal. Baie dankie vir jou getroue bydra. Ons gaan nou geleentheid gee dan terwyl jy luister na een van ons songs om by te dra. Jy sal sien daar's elektroniese inligting, daar's ook 'n SnapScan en 'n Zapper QR code wat jy kan gebruik. Baie dankie. Daar is niemand soos U ons Vader. U trek ons in liefde nader. Ons sal U hulde bring. U goedheid strek oor die hele aarde. Die grootheid van U genade laat ons harte sing. Hallo Cool Kids en almal wat saam kyk. Ek gaan vandag begin met 'n grappie. Wat het die een beker vir die ander beker gesê? Hallo bakoor. Het iemand jou al so 'n naam genoem? Iets soos sproetjies of vettie of slimmie of dalk bangbroek of boelie? Ons is geneig om op die grond van hoe mense lyk vir hulle sommer 'n naam te kies. En dit gebeur baie keer. Daar's 'n storie in die Bybel en dit vind ons in Genesis 35. Julle onthou vir Jakob, die bedrieër, wie se naam later verander het na Israel toe? Sy vrou Rachel het 'n seun gehad en sy het sommer baie gesukkel. Sy is dood toe Ben-Oni gebore is. Sy het hom Ben-Oni genoem omdat sy gesê het sy het so swaar gekry om hom in die wêreld te bring dat hy die seun van haar pyn en smart was. Jakob, wat ook gesukkel het met sulke name, het gelukkig van beter geweet en hy verander Ben-Oni se naam na Benjamin toe. Een van my gunsteling gedeeltes is Jesaja 43. Kom ons lees dit saam. Die opskrif sê, jy is myne. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. En dan hierdie woorde, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dan gaan hy aan om te sê, al gaan dit baie moeilik met jou, al gaan jy deur water, vuur, of moeilike skoolwerk, of dalk het iemand van jou, waarvoor jy lief was, dood gegaan, ek is met jou. En dit is God wat hierso praat. Dan die mooiste gedeelte wat ek nog gelees het, is in Jesaja 49 vers 16, en dit sê die volgende, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Hier verwys God na die gedeelte toe Jesus gekruisig sou geword het. Jesus het jou so lief gehad dat hy vir jou gaan sterf het. En God sê, jy behoort aan my. So ek wil jou vandag uitdaag, gaan lees Jesaja 43, gaan kyk na hierdie storie in Genesis 35, en God sê vir jou, jy is meer as die bynaam wat mense jy noem, jy is myne. Mooi bly tot volgende keer. Goeiedag, dankie dat jy ingeskakel het. Dis vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. En ek weet ek sê dit omtrent elke keer, maar dis nie die ideaal nie. Dis nie ons dit graag wil hê nie, maar ons is so dankbaar
dat ons hierdie platform kan gebruik om by soveel mense uit te kom. So dankie vir jou dat jy die tyd maak om te kyk en jy kan maar 'n bietjie terugvoer gee, ons sal dit ook waardeer. En dan is daar 'n nommer op die skerm wat ook geskakel kan word indien jy behoefte het en gebed nodig het. Ons wil baie graag vir jou bid of net 'n bietjie by jou uitkom as daar iets is waarmee ons kan help. So gebruik asseblief die geleentheid. Iets waaroor ek baie opgewonde is Sondag 6 September, volgende Sondag om 9:00 die oggend gaan ons daar by Kiro skool by mekaar kom. Dis ons nagmaaldiens. En ons gaan daar op die rugbyveld wees, jy in jou voertuig en ons gaan van voor af jou bedien. Ons gaan julle bedien met nagmaal en gaan ons as gemeente 'n bietjie kan saam kuier en saam nagmaal gebruik. So nooi 'n bietjie van jou vriende uit. Dis 'n geleentheid vir ons om uit te kom en nog steeds binne die veilige voorskrifte bly rondom COVID. So asseblief tog kom share met ons. Ek dink dit gaan iets baie spesiaal wees. Jy gaan die boodskap oor jou radio kan luister. Ons sal al die detail deurgee ook. So Sondag 6 September 9:00 by Kiro skool. Ons wil graag hê jy moet deel word daarvan. Nou ja, die week toe is ek so 'n bietjie verkouerig en grieperig en ek ook dokter toe en die dokter voel toe dis veilig dat ek ook maar vir 'n COVID toets moet gaan. Ek het in my hart nou nie bekommernis gehad nie, het vir my gevoel ek het nie regtig al die simptome nie, maar toe besef ek nadat ek vir die toets was, hoe dat ek die hele tyd so nou en dan so beklemming kry oor hierdie uitslag wat gaan kom. So is baie dankbaar ek is negatief. Maar daarmee saam lê ek ook en ek dink aan al die mense wat op hierdie stadium siek is aan die virus. En ek wil vanoggend net so 'n oomblik gebruik om saam met julle te bid. So ek nooi jou uit as jy nou vanoggend op hoe jy ook al geraak word deur hierdie pandemie en tyd waar ons is dalk emosioneel, finansiëel, selfs in jou liggaam as jy dalk siek is met die COVID virus, wil ek 'n oomblik net saam met jou bid. So Vader in die hemel, dankie vir hierdie geleentheid en my voorreg om te kan bid, Here, my hand uit te strek na elkeen wat U vandag nodig het. En ek bid in Jesus naam dat U in die grootheid en die almag en die heerlikheid sal kom en raak sien en ontferm en voorsien soos wat net U dit kan doen. Raak aan daar waar siekte is, Here, voorsien daar waar behoefte is en Here, elkeen wat emosioneel vanoggend moeg is en uitgeput is, Here, tel hulle sommer in hulle gees ook op in Jesus naam. Amen. Dankie. Miskien moet ons maar na daai gewoonte bly om net so 'n bietjie lekker worship musiek te luister. Dit het altyd 'n vermoë om my gees op te tel. So raak deel daarvan. Ons is besig om te praat oor identiteit. En terwyl ek in die week oor hierdie gedagte is net top. Verlede week na Tertius se aanbiedinge geluister en dit is vir my so belangrik dat ons hierdie gedagte van identiteit reg sal verstaan. Dit het begin toe ons begin praat het oor God, sy grootheid en sy almag en sy heerlikheid. Ek sê as ons verstaan wie God is, dan is dit makliker om te verstaan wie ons is en wat God se plan met my en jou is. Ons het in die begin van 2020 ons visie vir die jaar neergesit. En ongelukkig met COVID wat gekom en gebeur het, is dit vir ons so moeilik om die goed in plek te sit wat ons graag in plek wou sit. Maar ons visie vir 2020 is God glo in jou. En ek het net 'n bietjie gaan draai by my notas van die begin van die jaar en hierdie waarheid wat ek in my hart glo, hierdie sekerheid dat God in jou glo en alles wat op hierdie wêreld en in die wêreld geplaas is daar neergesit om my en jou lewe te verryk, om my en jou lewe te beïnvloed positief. Alles wat God gedoen het was met my en jou, ons as mens in gedagte. Maar is die probleem? Die probleem is die leuns wat in ons lewens verkondig word, oor ons lewens gespreek word. En die probleem met 'n leuen is dat as ek 'n leuen glo, dan maak dit nie saak of dit 'n leuen is nie. As ek die leuen glo, dan word dit 'n waarheid in my lewe. Al is dit 'n leuen. As ek dit glo, dan word hierdie leuen 'n waarheid. Dan begin ek leef met hierdie leuen as 'n waarheid in my lewe. En dit beïnvloed die manier waarop ek dink, dit beïnvloed die manier hoe ek met mense kommunikeer, dit beïnvloed die manier hoe ek na ander mense kyk. As ek lank genoeg 'n leuen glo en daai leuen 'n waarheid in my lewe geword het. As ons toelaat dat veroordeling, skuldgevoelens, ons verleentheid of ons minderwaardigheid ons identiteit bepaal, dan gaan ek later dit wat ek glo, al is dit 'n leuen, dan gaan ek later begin leef volgens daardie oortuigings. En dan wanneer ek miskien my sondes of my verleenthede daarby sit, dan is dit so maklik om minderwaardig te voel.
En sit daarby en kom ek praat 'n bietjie oor Facebook en ek praat 'n bietjie oor Instagram en ek praat 'n bietjie oor al hierdie social media platforms wat ons gebruik. Want jy sien wat ek agterkom in my lewe is wanneer jy deur dit blaai en daarna kyk, dan sien jy eintlik net hoe wonderlik en alles mooi en elke foto wat geneem word oor en oor geneem totdat dit die perfekte foto met die perfekte fake smile is. En daai foto word geplaas. En nou sit ek aan die ander kant van hierdie platform en ek kyk na al hierdie perfekte fotos met die perfekte fake smile. En ek probeer my lewe daarmee vergelyk. Ek begin my lewe bou op hoe ek ander mense se lewens ervaar, beleef. Sit daar by Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En dan sien ons 'n prentjie van mense wat so wonderlik is. Ons sien hierdie perfekte foto's waar alles mooi is en ons weet agteraf word hierdie foto geneem en hy word oor en oor geneem totdat die fake smile perfek is, totdat die agtergrond perfek is. En dis die foto wat geplaas word. Wanneer ons foto's plaas, dan doen ons dieselfde. Maar dan wanneer ek begin blaai deur hierdie blaaie en ek sien ander mense se foto's, dan lyk hulle lewens so volmaak. Die smiles is so perfek. Die omgewing, die milieu is so mooi en lekker en dit lyk asof hulle lewe hierdie sprokiesverhaal is waarvan ek net kan droom. En dan begin ek myself vergelyk weer eens met 'n leuen. En ander mense se lewens lyk vir my volmaak. En ek weet, omdat ek die waarheid van my foto ken, weet ek dat hierdie foto is gepose. Dis nie waarheid nie. Almal se lewe lyk perfek. But meanwhile, back at the ranch, soos wat ons altyd sê, sit daai mense en hulle vergelyk hulle lewe, wat hulle besef en verstaan nie perfek is nie, en hulle vergelyk hom weer met die perfekte foto's van iemand anderster. En die leuen daarvan is dat al lyk alles perfek, weet ons dis alles behalwe perfek. Die lewe is nie so mooi as wat ons baie keer op hierdie platform sien, dit is nie. Ek dink byvoorbeeld aan baie keer wanneer ek met mense sit, en ek sê dit baie versigtig, maar wanneer jy met mense sit, en jy kom agter hoe dat hulle wêreld op een of ander manier in mekaar stort. En jy vergelyk dit dan met Facebook profiele en sosiale platform profiele. En jy sien hoe volmaak hulle lewens lyk op hierdie foto's. Dan besef ek hoe maklik is dit om met hierdie leuen te lewe en te dink ander mense se lewens is perfek. En ek het gewonder, ek weet daar's baie tech ouens daar buite, maar dink 'n bietjie saam met my. Jy weet, wat van iets soos 'n reëlboek? Jy weet, 'n plek waar ek as geestelike leier kan gaan en kyk wat gaan regtig in mense se lewens aan, want ek het die idee, en nou met die maskers wat ons dra, is dit soveel makliker om te maak asof alles reg is, terwyl ons weet alles is nie reg nie. Dit is so maklik om die foto op te sit en te maak asof alles reg is, en dit is nie reg nie, en ek sal net wil 'n platform hê waar ek kan gaan kyk en mense se ware lief en mense se ware leed kan raak sien en deel daarvan word. Want op die stadium voel dit vir my dat die maskers en dit maak dit so moeilik, maar ek soek 'n platform waar ons letterlik die maskers kan afhaal en waar mense kan sê, bid asseblief saam met my, waar ons die fake smile kan los en net die regte emosie wys en sê, ek is hartseer, ek is teleurgestel, ek is stikkend, ek het hulp nodig, iewers waar iemand kan uitroep en sê, sien my raak. Ons stel die likes op ons Facebook bladsy. Ons kyk na die hits op 'n foto wat ek geplaas het. En dan iewers word ek ge-unfriend en dan val my lewe in mekaar. Of iemand leave die groep en dan weet ek, hoekom, wat het ek gedoen? Hoekom het dit gebeur? Ek vra hierdie vrae. En ons gaan deur al hierdie traumas van eintlik net leuns. Matteus 10 vers 26 sê,
Moenie toelaat dat mense julle op allerlei maniere probeer bang maak nie. Hoor mooi. Dit is eintlik is in die boodskap Bybel, maar hy sê dit so profound, so duidelik vir my en jou. Moenie toelaat dat mense julle op allerlei maniere probeer bang maak nie. En hoor hier, hy sê leuns kan nie die waarheid in 'n bottel toeskroef en dit weggooi nie. Die waarheid sal uitkom vir almal om te hoor. Dis hoe dit is. Die leuen kan net so lank as 'n waarheid voorgehou word. Ek onthou Justice Tungu jare terug, hoor ek hom praat op 'n radiostasie en hy sê hierdie woorde, hy sê leuen net kort beentjies en die waarheid agterhaal hom vinnig. Moenie die leuns in hierdie wêreld glo nie. Deep, meaningful relationships kom net op een manier. En dis wanneer ons tyd by mekaar deurbring, sonder selfone, sonder TV's en sonder rekenaars. Wanneer ons by mekaar sit en daai goed met al die sosiale media 'n bietjie eenkant sit, mekaar in die oë kyk en bietjie regtig deel wat gaan ons lewens aan. Die stadium dink ek baie van ons het pret met ons vriende. Maar wanneer ons 'n krisis het, dan stuur my vriend vir my 'n hartseer huil gesiggie en hy gaan aan om pret te hê met wie hy mee besig is op daai stadium. Ons het nodig om by egte verhoudings weer uit te kom waar ons weet wat gaan in mekaar se lewe aan. Ons leef in 'n tyd waar ons mekaar so nodig het. Waar ons nodig het om in mekaar se lewens in te spreek met hoop, met positiwiteit. Ons kry ons selfwaarde op die verkeerde plek. Laat my dink aan wat Paulus sê in Romeine 7 vers 19. Hy skryf hierdie woorde, hy sê die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Sê hier's hierdie persoon, ek dink almal van ons sukkel daarmee, waar ons 'n besluit maak om te doen wat reg is, en as ons onsself kry, dan het ons weer die verkeerde gedoen. En dan kom Paulus 'n paar verse verder in vers 24 en hy roep uit en sê ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Paulus kom en sê dat ek het verlossing nodig want ek is 'n elendige mens. Hy vat hierdie negatiewe goed wat in sy lewe is en hy maak dit sy identiteit. En hy roep uit en sê ek is 'n mislukking, ek is nie goed genoeg nie, ek het nie dissipline nie en ek sê dit so baie, maar as jy dink jy's 'n wurm sal die duiwel met jou visvang. As jy dink jy's niks werd nie, dan onthou dis die leuen en as jy die leuen glo, dan in jou eie oë word jy op die einde van die dag niks werd nie. Teenoor dit kry ons die Bybel. Jy sien in die Bybel kom en hy leer ons iets van God se betrokkenheid by mense. Die Bybel kom en hy vertel ons van God se begeerte om mense te gebruik. Hy vertel ons van sy plan met mense. En iemand sê in die week die volgende, hy sê make sure you are happy in real life, not just on social media. En dit gebeur wanneer ons verstaan wat God se plan met my lewe is. In die begin van die jaar toe ek oor hierdie gedeelte praat, toe herinner ek aan 'n dag in my lewe waar iemand vir my 'n Bybelstudie gee en hy sê vir my, hier is goed, gaan gebruik dit in jou gemeente en ek maak hierdie Bybelstudie oop en die eerste lesing in hierdie Bybelstudie is Bill Bright se 4 Spiritual Laws. Dis in 1960 is dit geskryf en hy was die president van Campus Crusade for Christ en hy skryf hierdie 4 Spiritual Laws. En as jy mooi kyk, jy sien, dis baie Bybels gefundeer, maar ek onthou hoe dat ek dit lees op daardie stadium van my lewe. En ek lees die eerste wet, 4 geestelike wette, die eerste een sê, God het jou lief en hy het 'n wonderlike plan vir jou lewe. God het jou lief. Dit was in Engels, ek vertaal dit in Afrikaans, God het jou lief en hy het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Die tweede wet is, die mens is sondig en verwyder van God. Ons weet sonde, Jesaja skryf, dis 'n skeidsmuur tussen ons en God. Die derde wet is, Jesus Christus is die enigste weg tot redding. Almal van ons, vandag meer as ooit, het ek en jy die Here nodig. En die vierde wet is, hierdie aanneming van Jesus Christus as ons Here en Saligmaker. En jy kan op geen ander manier by God uitkom, sonder om Jesus te aanvaar, te erken, as redder en verlosser nie. Maar ek onthou, hoe dat hierdie in my lewe ingespreek het. En baie keer daarna, dan praat ek met mense en ek doen berading of doen bietjie begeleiding, dan sê ek altyd verlaas 4 geestelike wette. En ek het die ander vergeet, maar die een wat ek nooit vergeet het nie, was die eerste een wat sê, God het jou lief en hy het 'n wonderlike plan vir jou lewe. En ek onthou in my lewe, in die bediening as pastoor, hoe dat ek baie keer op 'n plek gekom het,
Waar ek in 'n krisissituasie is, waar dit met my nie goed gegaan het nie, hoe dat ek moedeloos was en gedink het, ag, dis nie die moeite werd nie. En ek onthou hoeveel keer in daai tye was hierdie die woorde wat gehelp het dat ek nie moedeloos raak en opgee nie. God het jou lief. Ek het dit persoonlik gemaak. Johan, God het jou lief en hy het 'n wonderlike plan met jou lewe. God het my lief en hy het 'n wonderlike plan met my lewe. God het my lief en hy het 'n wonderlike plan met my lewe. Jy sien, Paulus kom in Efesiërs 4 vers 1, hy sê die woord, hy sê, leef so dat God trots kan wees, dat hy julle na hom toe geroep het. Paulus kom en sê hier's waar my en jou lewens begin sin maak is, wanneer ons begin verstaan dat God het 'n plan met my lewe. Hy wil my gebruik. Ek lees in François de Toy se boek, en François de Toy is die persoon wat die Mirror Bible Translation doen, en hy skryf hierdie woorde, hy sê die dag toe ek onthou hoe kosbaar ek vir God is, toe word elke mens vir my kosbaar. Dis die dag toe ek verstaan dat God vir my omgee. Hy sê, toe kan ek nie anders as om ook op daardie plek te kom, waar ander mense vir my kosbaar word. Nou wat ek in die begin gesê het, is as ons verstaan hoe groot en almagtig God is. Dan verstaan ek myself beter, ek kan my eie identiteit beter verstaan. Maar die beste van alles is wanneer ek begin agterkom, dat God wil my gebruik. Ek is vir God so kosbaar, dat ek 'n hulpmiddel in sy hand is. Iemand wat hy wil gebruik, ook om sy wil en plan op aarde vas te maak. Ek sit in die week en ek lees in Handelinge, en ek lees in Handelinge 4 vers 13, dis interessant net, en daarmee probeer ek nie iemand afmaak of iemand sleg maak, maar hier staan Petrus en Johannes voor die Joodse raad. En hier's die opmerking wat hierdie mense oor Petrus en Johannes maak. Hy sê, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. En hoor mooi, want die raad het geweet, dat dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Ek dink oor dit, en ek dink aan die gedagte van hoe dat ons in ons menswees het ons hierdie hiërargie van belangrik na onbelangrik toe, en dit, maar hier staan twee mense, die mense wat Jesus gekies het om sy disippels te word. Die mense wat Jesus gekies het om hierdie boodskap van God se groot genade na ander mense toe te vat. En hulle staan voor hierdie belangrike mense van daai tyd, die Joodse raad. En hierdie Joodse raad beskryf hulle as ongeleerde en eenvoudige mense. En ek besef hoe dat die sekerheid net by almal van ons behoort te wees is dat God gebruik almal. God gebruik jou. God gebruik jou en my. God gebruik ons gewone, ongeleerde, eenvoudige mense. Hoeveel meer kan hy jou gebruik as jy geleerd is, 'n posisie het, in 'n plek is waar jy invloed het en waar jy begin doen waarvoor God jou geroep het om te doen. Maar dan sê hulle ook hierdie woorde, maar die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. Het ook gesien, hierdie mense het tyd in Jesus se teenwoordigheid deurgebring en dit het gemaak dat hulle anders is. Van Genesis af leer die Bybel ons dat God moeite doen met die mens. Die hele aarde is geskape met die mens in gedagte. En die dag toe hy die mens skape, toe skaap hy die mens na sy beeld, na sy gelykenis. En hy gee aan die mens die gesag. Hy sê vir die mens heers, hy sê vir die mens, jy het die vermoë om besluite te kan neem, jy het die vermoë om jou verstand te kan gebruik. En dan wanneer ons in die Nuwe Testament kom, dan kom Jesus en die rede hoekom hy na die aarde toe kom, is sodat ons as mense nie verlore kan gaan nie. En dan wanneer Jesus opvaar hemel toe, dan is die opdrag om hierdie boodskap van God se goeie nuus na die mense toe te vat, aan die mens gegee. Hy wil die mens gebruik. God het jou gemaak, hy het jou gered, en hy stuur vir jou en my, en ja, miskien is ons ongeleerde of eenvoudige mense, miskien kan ons soos dit maar sê, gewone mense, maar God wil jou gebruik. God se plan is met ons as mens. Wanneer hy in die Nuwe Testament praat van die kerk, dan gebruik hy hierdie woord, hy sê, in die kerk is daar mense. Die geboue het ons nou gesien die laaste paar maande, die gebou staan leeg,
Maar dit het niks verander in die kerk van Jesus Christus nie, want dit bestaan uit mense, ek en jy, gewone mense, wat elke dag opstaan, elke dag 'n besluit maak om die regte ding te doen, elke dag doen wat reg is, om God te verheerlik en om sy naam groot te maak. God gebruik mense, en God wil jou gebruik. Ek lees in 'n boek wat iemand my jare terug gegee het. In hierdie tyd kyk ek sommer so 'n bietjie weer na hierdie boek. Die boek is geskryf deur James Dobson en die boek se naam is Wanneer God nie sin maak nie. En ek lees in hierdie boek iewers daar aan die begin rond, hy skryf hy van Dr. Tony Campolo wat 'n tienerkamp gehou het. En aan die einde van hierdie kamp gee hy hierdie tieners 'n kans net om te vertel wat hierdie naweek vir hulle beteken het. En hy sê hoe dat al die mooi mense kom, sê o, dit was so lekker en die Here het met hulle gepraat en die Here het aangeraak. En die volgende oomblik kom daar een van hierdie kinders wat ook op die kamp was, Jerry. Jerry was 'n serebraal gestremde kind gewees. Hy het moeilik geloop en baie moeilik gepraat. En soos wat dit gaan by so 'n kamp, het hierdie tieners onderlangs gegiggel en aanmerkings gemaak, want hy het stadig in die gangetjie afgeloop, vorentoe om by die mikrofoon uit te kom. En Jerry het vorentoe geloop en hy het by die mikrofoon gaan staan, en terwyl die tieners giggel en lag vir hom en vir sy gebrek, het hy hierdie woorde gesê: Ek het Jesus lief, en Jesus het my lief. En hy het weggedraai van die mikrofoon af en weer stadig teruggestap, sy gebreklike manier, na sy sitplek toe. En Tony Campolo getuig van hoe dat daar in daardie oomblik iets in daai kinders se lewe gebeur het, toe hulle agterkom hoe plastiek, hoe oppervlakkig, hoe vlak en hoe vals hulle geloof eintlik is. En hoe dat hulle lewens bou op leuns baie keer van ander mense, of weer soos ek in die begin gesê het, op die likes wat hulle op Facebook het, of hoe baie keer hulle foto geshare word. Hoe dat daai kinders op daai oomblik besluit, dat hulle het God regtig nodig. En die waarheid daarvan, dat God wil hulle gebruik. En elkeen van hulle, maak nie saak hoe groot die leuen in sy lewe is God het hom lief. En hy het 'n wonderlike plan met sy lewe. Elkeen van julle wat nou vandag kyk. Maak nie saak hoe gebroken jou lewe op hierdie oomblik is nie. Ek weet God kan daai gebrokenheid herstel. Dit maak nie saak hoe groot die leuen in jou lewe is nie. Die waarheid is groter as daai leuen. En ek wil jou uitdaag vandag. Ek wil jou so nooi om net 'n bietjie erns te maak met hierdie situasie. Ek wil hê, en ek het dit van die begin af gesê, die wêreld het God nou meer nodig as ooit, en ek dink jy dit al 100 keer gehoor. Die mens het God nou nodig, maar ek en jy het God nou nodig. En ek persoonlik dink dis 'n tyd om bietjie weg te kom van al daai sosiale media af. Weg te kom van al die likes wat jy by vriende kry wat jy nie eens ken nie. En 'n bietjie te fokus op wie sê God is ek. Bietjie fokus op hierdie waarheid. Vergeet jy ander 4 wette, maar hierdie waarheid, dat God het jou lief. En hy het 'n wonderlike plan met jou lewe. En die dag wanneer jy verstaan wat God se plan is met jou lewe, dan begin die lewe eintlik net sin maak. Dan begin die lewe eintlik eg word. Dan begin die lewe word wat God bestem het dit moet wees. En dan ewe skielik wanneer jy op daai plek kom, dan verstaan jy maak saak. Al is jy soos Jerry, serebraal gestremd, al kan jy nie goed praat nie, al loop jy swaar, al is maak nie saak nie. God het jou lief. En hy het 'n wonderlike plan met jou lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil erken, Here, soos die 4 geestelike wette vir ons sê, ons wil erken dat U God is, dat U ons lief het en dat U 'n wonderlike plan het met ons lewens. En ek wil, Here, saam met dit stem en sê, ons is sondig en daai sonde verwyder ons van God, maar Jesus het gekom en U die plat pad vir ons gelyk gemaak sodat ons weer terug kan kom na God toe. So vandag erken ons dat Jesus Christus ons redder, verlosser en saligmaker is. Vandag,
Here, wil ek saam met elkeen wat kyk, net weer eens sê, dankie dat U ons lief het, en dankie dat U ons wil gebruik. En ek wil myself, Here, en ek hoop elkeen wat kyk, self net beskikbaar stel en sê, Here, hier is ek. In my swakheid, Here, in my tekortkominge, Here, dankie dat U my wil gebruik, en ek wil vandag kom en teen die leuen bid. Here, ek wil bid as nie langer die leuen sal glo nie. Nie langer sal glo wat ons dink mense sê nie, maar dat ons sal luister wat God sê. En op grond van dit, Here, my identiteit in Christus bou, hierdie oortuiging en sekerheid, dat God het 'n wonderlike plan in my lewe. Ek bid dit vir elkeen wat luister, in Jesus naam, amen.